kragtig. Ons gaan dan na die woord toe en ons lees vanaand 'n bekende gedeelte en dit is Filippense 2. Filippense 2 en ons gaan dit tot vers 18 saam lees. As ons begin lees, sal dit vir u bekend klink. Ek het so rukkie terug het ons oor die eerste paar verse gepraat en ons het 'n boodskap daaroor, maar vanaand gaan ons fokus meer op die laaste gedeelte wees. So kom ons lees saam Filippense 2, net so 'n bietjie bo dit die opskrif, vermaning om te volhard, broederliefde, eenheid, ootmoed, heiligmaking. As daar dan enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde, as daar enige gemeenskap van die Gees, as daar enige innige tederheid en ontferming is, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. Moenie iets doen uit selfsug of uit ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Hy, wat die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk geword. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood, ja, die dood van die kruis. Daarom het God hom uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie wat in die hemel en op die aarde en wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. Daarom, my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewering. Want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Doen alles sonder murmurering en teespraak, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God, sonder gebrek te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld. Deurdat julle die woord van die lewe vashou, my tot 'n roem teen die dag van Christus, dat ek nie verniet geloop of verniet gearbei het nie, maar al word ek as 'n drankoffer uitgegiet oor die offer en bediening van julle geloof, verbly ek my saam met julle almal. En om dieselfde rede moet julle ook bly wees en julle saam met my verbly. Ons lees dan net tot daar ver vanaand vanuit die woord van die Here. Ons buig die hoofde en dan bid ons saam. Wonderlike Here, ons wil vir U kom dankie sê, dat elke keer wat ons hoofde buig, Here, is daar soveel rede om dankbaar te wees. Here, U is so goed vir ons. Ons weet dat die woord sê, elke goeie guns, elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte. Here, en kan ons U net dankie sê dat U ons ryklik seën. Maar Here, besef ons ook hoe belangrik dit is dat ons U woord uitleef. Waar ons vanoggend ook gepraat het oor persoonlike herlewing, Here, en daai gedagte met die sirkel wat sê, begin by ons, begin by my, Here. Help dat ek my opnuut oorgee, en dat ek my sal toewy aan U, en dat ek bruikbaar in U hand sal wees. Here, 'n gebed wat elkeen van ons, as kinders van die Here kan bid.
En Here, dink ons aan die Emmausgangers wat gesê het hy nie ons harte aan die brand gesteek toe hy met ons gespreek het nie, en bid ons weer, Here, dat U ons harte aan die brand sal steek, vir U en vir U saak, dat ons 'n nuwe ywer, 'n nuwe passie, 'n nuwe toewyding vir U sal hê. Here, want dit gaan oor U. Ons besef, Here, en ons is dankbaar dat ons in 'n lewende verhouding kan tree met U. Trek ons nader aan U, Here. Help ons om meer en meer soos U te wees en help dat ons lig sal skyn na buite. En saam met dit, Here, bid ons vir ons gemeente dat U ons sal bystaan, dat U ons sal laat groei, dat U ons van krag tot krag sal neem om U woord na buite uit te dra, uit te leef. Weereens net daardie gedagte van ons lig laat skyn, dat hierdie gemeente soos 'n ligtoring in ons gemeenskap sal wees. Here, ons sien hier buite, ons beweeg tussen die mense. Ons besef, Here, mense het U so nodig. En ons bid, Here, dat ons U woord daar buite sal uitdra. Ons bid ook vir die in ons gemeente wat siek is, Here. Ons het weer gehoor van die mense wat griep en verkoue en die siektes het, dat U vir hulle sal bystaan, Here. Maar ook die op ons gebedslys vir oom Jan, Here, wat 'n terugslag gehad het, dat U met hom sal wees, en tannie Martie ook, Here, wat 'n ruk terug, wat sy op die gebedslys was, bid ons vir hulle, Here, dat U vir hulle kragtig sal bystaan. Ons bid ook, Here, vir Christine Maree, Here, ons weet nie wat in haar situasie gebeur nie, maar ons vertrou, Here, dat U vir haar in hierdie tyd baie genade sal gee, en dat sy dit sal ervaar, Here, dat U met haar is. En so bid ons, Here, vir elke ander een wat in hierdie tyd swaar kry, uitdagings het, dinge in hulle lewens deurgaan, Here, dat U met hulle sal wees. Ons bid vir gesinne, ons bid vir huwelike, ons bid vir kinders, Here, dat U met elkeen van hulle sal wees. En dan bid ons ook so, Here, dat U in die besonder ons vanaand sal kom seën met U teenwoordigheid, dat ons U stem sal hoor. En bid ons ook vir die week wat voorlê, Here, en ons bid vir daardie Pinksterreeks met Dr. François Carr, Here. Ons bid dat U vir hom kragtig sal gebruik, Here, maar hy is nog steeds net 'n posman. Hy is 'n instrument in U hand, Here. Bid ons dat hy U woord suiwer, duidelik sal kom oordra, en dat U woord sal seëvier. Maar ons bid, Here, dat U daardie tyd sal gebruik, kragtig sal gebruik, dat U hom sal gebruik, en dat U mense sal stuur. Ons sê dankie, Here, dat ons vertrou op U kan wees, ons oë op U gerig, en so is ons ook vanaand wagtend op U woord. In Jesus se naam, amen. Ons begin met ons teks van oordenking, en soos ek gesê het, is ons fokus meer daar op die tweede gedeelte, en is dit daar vers 15 wat sê, sodat julle onberispelik opreg kan wees, kinders van God sonder gebrek, te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn, soos ligte in die wêreld. En praat ons vanaand oor die gedagte, ligdraers vir die Here Jesus Christus. Nou net so vinnig, omdat ek sê ons ken die gedeelte goed, en omdat ons al gedeeltes van dit aangeraak het, wil ek net so die agtergrond gee van Filippense 2, en 'n mens kan dit eintlik in 3 gedeeltes deel. Die eerste gedeelte, vers 1 tot 4, gaan oor eensgesindheid onder kinders van die Here. Baie, baie belangrik, iets wat dikwels oorgekyk word, maar soos ek sê, ons het dit nou 'n rukkie terug, het ons dit hanteer. Eensgesindheid onder kinders van die Here. Vers 5 tot 11, een van die mooiste gedeeltes oor die Here Jesus, wat hy aan die kruis gedoen het, dat hy God was, dat hy homself oorgegee het om mens te word, en dat hy aan die kruis gesterf het. Dan voeg Paulus by, ja, die dood van die kruis. Dis asof hy dit net by ons wil indring, wat die Here Jesus vir ons gedoen het. En dan fokus hy ook op die gesindheid, waarmee die Here Jesus dit gedoen het. Aangrypende paar verse. En dan die laaste van die 3 gedeeltes, vers 12 tot 18, is die uitwerking wat dit op ons het. En daarom toe ek gelees het, het ek ook klem gesit op die woord daarom, vers 12, die begin. Daarom, omdat die Here Jesus dit vir julle gedoen het, God was mens geword het, gesterf het aan die kruis, in die manier wat hy dit gedoen het, omdat hy dit gedoen het. Daarom is daar 'n uitwerking op julle. En in hierdie laaste gedeelte van die 3,
lees ons hierdie spesifieke vers, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God sonder gebrek, te midde van 'n krom en verdraaide geslag onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld. So die Here Jesus se gedagte is dat sy kinders skyn vir die wêreld. So terug by ons tema van die jaar, die sout van die aarde en die lig van die wêreld. Matteus 5, die Here Jesus klim op die berg, hy gaan sit, wat ek nou al vir u verduidelik het, was normaal in daardie tyd, voor 'n leermeester nou sy boodskap gaan oordra, dan gaan sit hy, nou gaan hy sy kennis deel, en hy sê vir die disippels, daai woorde, wees die sout van die aarde en die lig van die wêreld. En nou Filippense 2, kinders van die Here moet ligdraers wees. Maar wat Filippense 2 spesiaal maak, is dit wys vir ons hoe moet ons ligdraers wees. Dit is baie maklik om te sê, wees die lig van die wêreld. Dit is maklik om te sê, wees ligdraers, maar hoe moet ons dit doen? En so kom Paulus, baie prakties, en hy sê vir ons, dit is hoe julle ligdraers moet wees. Nou Paulus kom skryf natuurlik met 'n sekere oogpunt, met 'n verwysingsraamwerk, en hy begin Filippense 1 vers 21, hy sê, want vir my is die lewe Christus en die sterwe win. So hy sê, Christus is die middelpunt. Nou skryf hy aan die gemeente, hy skryf aan die gehoor, en hy neem aan, dis kinders van die Here, oorgegee aan hom, vir hulle is ook die lewe Christus. Hulle is op die pad van heiligmaking, met die Gees vervul, en hy skryf, kinders van die Here moet ligdraers wees. En dan die waar. Waar moet hulle ligdraers wees? Dis ook belangrik. Kinders van God sonder gebrek te midde van 'n krom en verdraaide geslag. Nou interessant, die woord vir verdraaide in die Grieks is korrup. Soos in Engels dink corrupt. Weg van wat reg is, weg van die standaard af, korrup. So tussen almal wat nie op God se standaard leef nie, tussen die mense van die wêreld, tussen die verdraaide geslag daar buite, dis waar kinders van die Here ligdraers moet wees. Dis waar hulle lig moet laat skyn, daar buite. Nou iets wat vir my nou weer opvallend was, toe ons nou met die predikantekonferensie op Pretoria toe was, toe sien ek iets wat by die kweekskool herleef het, is hulle dra weer hulle kweekskool baadjies en hulle kweekskool das, en ek weet nie wie van u dit geweet nie, maar die kweekskool het hulle eie wapen. Nou daar agter in die kassie is sulke papiertjies oor die kweekskool, en dan is die wapen bo-op, maar kom ek kyk net, ek dink ek het hom hier ingesit. Daar is die kweekskool se wapen. 'n Wapen met 'n kruis en die Bybel en 'n vlam wat daar uitbrand. En die kweekskool se lese, draer van lig. Dis nogal 'n mooi wapen, en ek's bly om te sien hulle gebruik dit weer en dra weer die baadjies. Maar nou vanmiddag wil ek net vir u iets sê, dat terwyl dit die kweekskool se wapen is, en terwyl die dosente en die studente dit so met trots dra, is dit nie die studente of die dosente, of ek kan verder gaan en sê predikante se taak om draers van lig te wees. Dit is nie 'n spesifieke roeping vir 'n persoon of persone nie. Om 'n draer van lig te wees is 'n saak van elke kind van die Here. Elkeen wat weergebore is. Die studente en predikante en dosente se taak is natuurlik om toe te rus. Efesiërs 4 vers 2, ons het dit ook, ek dink laasweek of die week voor dit hanteer, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus. Maar daardie taak om ligdraers te wees, het die Here vir al sy kinders gegee. Die wat lewe vir Christus, die wat oorgegee is aan hom. So waar moet 'n mens begin? Om seker te maak ons lewe vir Christus. Om seker te maak ek is gered eerstens, tweedens dat hy die middelpunt van my lewe is. Dat ek nie 'n kind van die Here is wat vir homself lewe en homself of homself op die troon van sy hart het, as ons sou dink aan Campus Crusade se prentjies wat ek al vir u gewys het, maar dat hy die middelpunt van my lewe is, en dan moet ons ligte laat skyn in 'n krom en verdraaide wêreld. Tussen elkeen wat nie op God se standaard leef nie.
Dit is, sê Paulus, die effek wat die kruis van Jesus op ons het. Soos ons in die gedeelte gesien het, omdat Jesus vir ons gesterf het. Dis ons motivering. Omdat hy gesterf het, leef ons vir hom. Laat ons lig skyn vir hom. Maar hoe? Dis nou die praktiese deel waar ons moet uitkom. Wat moet ons doen? En dis waar Filippense 2 inkom. As mense die gedeelte gaan bestudeer, dan wys hy op 'n baie praktiese manier 3 gedagtes. Hoe moet 'n mens jou lig laat skyn? Hoe moet jy 'n ligdraer van die Here Jesus wees? Nou daardie praktiese manier begin in ons eerste gedagte met werke. Ligdraers se lig skyn deur hulle werke. Filippense 2 vers 12. Daarom, my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewering. Nou die vers klink op die oog af bietjie verwarrend. Seker ervaar dit ook so, bietjie verwarrend. Want die woord van die Here sê vir ons, Jesus het aan die kruis vir ons gesterf, dis ons motivering, maar nou sê hy, werk jou eie heil uit met vrees en bewering. Dit klink of 'n mens moet werk vir jou saligheid. Terwyl ons weet dis nie waar. Efesiërs 2 vers 8 en 9, want uit genade is julle gered deur die geloof, nie uit julleself nie, as 'n gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. So, as ons nou hierdie vers wil verstaan, werk jou eie heil uit met vrees en bewering, moet ons dit so bietjie ontleed. En dit begin met die woord werk jou eie heil uit. Die woord in die Grieks is dieselfde woord wat gebruik word vir 'n formule, wiskundige formule wat voltooi moet word. So dit sê die formule is klaar daar, dit het reeds plaasgevind, die som is klaar daar, dit moet net voltooi word. So Paulus sê eintlik klaar hier, julle het dit klaar ontvang, julle het die heil ontvang, want die formule is daar, julle is kinders van die Here, maar julle werke moet nou uitgebrei word. So heil of werke bring nie noodwendig redding nie, maar die uitwerking van redding is werke. Efesiërs 4 vers 1, ek vermaan julle dan, ek, gevangene in die Here, om te wandel, so weer eens werke, wandel, waardig die roeping waarmee julle geroep is. Leef, wandel, werk, soos kinders van die Here. Dis mos wat daai vers sê, ek gaan hom nou nie weer ontleed nie, ek het hom al in die verlede, het ek hierdie vers vir u verduidelik, maar dit sê basies, leef soos 'n kind van die Here. Leef dat die vrug wat jy lewer by die wedergeboorte pas. Matteus 3 vers 8, dra dan vrugte wat by die bekering pas. So om jou eie heil uit te werk met vrees en bewering, beteken jou werke moet pas by dit wat die Here Jesus vir jou gedoen het. En dan kom die vrees en bewering gedeelte in, om dit te doen met daai uiterste eerbied, respek vir die Here. Maar dit skep baie keer 'n probleem vir kinders van die Here. Want die woord leer vir ons kan nie leef soos die wêreld nie. As iemand na my lewe kyk en hulle sien, hier is Herman of Meld of Maureen of wie ook al, ons kan so almal se name opnoem, as hulle na ons lewens kyk en hulle kyk na die wêreld daar buite, moet hulle sien, maar hier is 'n verskil. Hierdie persoon lewe anders. Maar ons kan dit nie op ons eie doen nie. Iemand het een keer gesê, dis soos met hoogspring, maar die dwarslat is te hoog gestel. Die standaard om so te leef is net te hoog, want ons is feilbare mense. En dis waar die volgende gedeelte inkom. Filippense 2 vers 13, dit is nie ons wat dit doen nie. Daar staan, want dit is God, wat in julle werk, om te wil, sowel as om te werk, na sy welbehaag. So hier kry ons weer die woord werk, en is dieselfde as die vorige vers, daai wiskundige formule wat uitgebrei moet word, maar dit sê die Here is die een wat werk. Hy is die een wat hierdie formule in julle voltooi. En dit deur die Heilige Gees. En dit begin by om te wil. Die Here gee vir ons die wil, die begeerte, die smagting om reg te leef deur die Gees, maar dan sê dit ook sowel as om te werk. Hy is die een wat in staat stel.
So hy voltooi ook die formule, as ons dit so kan sê. Hy is die een wat alles daarin doen. Efesiërs 2 vers 10, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. So ons werke, ons wandel kan net reg wees voor die Here, as ons oorgegee is aan hom, as ons leef deur hom. Hy gee vir ons die wil en hy stel ons in staat om dit te doen. As ons dan reg leef, as dit wat ons na buite toe leef is wat die Here van ons verwag, omdat hy aan die kruis gesterf het, wat gebeur dan? Matteus 5 vers 16, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. So daai werke wat Christus in my wil, in my werk, my help om reg te leef, dit word uiteindelik 'n lig wat na buite skyn. So die eerste praktiese ding, hoe is ons ligdraers van die Here Jesus Christus? Deur ons werke. Dit is wat die woord vir ons leer. Oral waar ons gaan, tussen alle mense, ons werke moet praat van die Here Jesus Christus. Dan die tweede manier, wat ons hierin sien, hoe ons ligdraers kan wees vir die Here Jesus Christus. Ligdraers se ligte skyn deur hulle gesindheid. Vers 14, doen alles sonder murmurering en teespraak. Kinders van die Here fokus baie keer op wat hulle vir die Here doen. Ons gaan kerk toe, ons praat met mense oor die Here Jesus, ons doen barmhartigheidswerk, ons dien op die kerkraad, ons dien op die CVV, die dames, ons gee Sondagskool, ons is betrokke, ons doen dinge vir die Here, wat baie belangrik is. En ons het laasweek gepraat oor die liggaam van Christus, en hoe ons moet deel wees, en hoe ons moet werk vir die Here, maar, nou kom sê die gedeelte vir ons. Iets wat baie belangrik is die gesindheid waarmee ons dit doen. Ons sien dit in die gedeelte, ons sien die voorbeeld, Filippense 2 vers 5, want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. So ons kyk na die Here Jesus se lewe, die gesindheid waarmee hy gedien het. Weereens, hy is die koning van die heelal, maar hy het nie gekom en op 'n troon kom sit en almal het hom hand en voet bedien nie. Nee, hy het gekom as 'n dienaar. En kyk die gesindheid, toe hy sy disippels se voete was, iets wat deur die laagste van die laag op daai tyd gedoen is, en die Here Jesus doen dit. Die gesindheid wat hy mee na die kruis toe is, Here, laat hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie my wil nie, maar u wil. Toe hy op pad na die kruis toe is, hy het nie een keer gekla nie. Mense het hom geskel, gevloek, uitgejou, alles wat hy deurgegaan het. En daar staan in 1 Petrus 2 vers 23, wat toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie, toe hy gelei het, nie gedreig het nie, en dink aan die kruis, die woorde, Vader vergeef hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. Dit was Jesus se gesindheid. Dan verstaan ons, hoekom Paulus by hierdie slotsom, doen alles sonder murmurering en teespraak, want dis hoe Jesus dit gedoen het. So die gesindheid, waarmee ons dinge vir die Here doen, is belangrik. Want dit laat ons lig skyn vir die Here. En kyk die hele vers. Doen alles sonder murmurering en teespraak, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God sonder gebrek te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld. So dit was die begin van daai vers. En nou lewe ons in 'n wêreld wat gekenmerk word deur menseregte. Nou praat ons baie keer oor die 7 gemeentes en dan praat ons oor Laodicea, en Laodicea laat 'n mens mos dadelik dink aan Lou, die Lou kerk, maar iets wat ook uitstaan is die woord Laodicea beteken menseregte. Daai 7de laaste gemeente wat hierdie tydperk voorstel. Almal het regte. Dit gaan oor my, dit gaan oor my reg. En nou kom die wêreld en die wêreld dwing dit op ons af. Ons kyk televisie, die ouer mense Facebook, die jonger mense Instagram en Snapchat en ek weet nie wat so goed alles nie. Ek ken nie eers daai goed nie. En wat gebeur? Die hele wêreld druk ons in 'n rigting. En daai rigting is
jy is wonderlik, jy moet verhoog word, jy moet gesien word, jy moet in ag geneem word, dit gaan oor jou, jy is belangrik, jy het rede om te kla. En dan kom, wat noem mense hulle, die keyboard warriors, nee? Dan kom tik hulle nou, nee, maar ek is nou nie gelukkig met hierdie storie nie. So die hele wêreld druk jou in die rigting, dit gaan oor my, ek het rede om te kla. As iemand iets teen my doen, dan mag ek kla. As iemand 'n fout gemaak het en dit beïnvloed my, dan moet ek my stem laat hoor. As iemand vir my tyd afgestaan het, ek moet iets vir iemand anders doen, dan kla hulle. Weet julle hoe dikwels voel 'n mens deesdae as iemand iets vir jou doen, dan voel jy sommer skuldig, want hulle laat jou so voel. Want iemand het nou vir jou tyd afgestaan. Dis hoe die wêreld is waarin ons lewe. Maar nou kom die woord. En die woord sê anders as die wêreld. Anders. Ligdraers van die Here Jesus Christus, laat hulle lig skyn deur hulle gesindheid. Doen alles sonder murmurering en teespraak. Die gesindheid waarmee ons dit doen, Filippense 4 vers 5, wat ons ook nou so rukkie terug na gekyk het, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Julle vriendelikheid. Kinders van die Here moet geken word aan hulle gesindhede, aan hulle vriendelikheid, aan hulle diensbaarheid. Maar dit is moeilik. Dis moeilik, daar waar 'n mens in die lewe is en besig is en jy word in 'n rigting gedruk. Dis moeilik soms om dinge met 'n regte gesindheid te doen. En dan kom die Here en hy herinner 'n mens jou gesindheid. Of dit by die kerk is, of dit by die huis is, of dit by die werk is, of dit is met kinders grootmaak, of dit is in my geestelike lewe, alle aspekte moet my gesindheid reg wees. Mense hou baie keer hulle hierdie dinge twee lewens, kan ek amper sê, apart. My geestelike kerklewe is hier, en my werk-huislewe is hier. En my gesindheid hier moet mooi en belangrik wees, maar hier kan ek doen wat ek wil. Terwyl die woord sê, dis in alle aspekte van jou lewe. Ek moet Christus uitstraal in elke aspek van my lewe. Hoe doen 'n mens dit? Hoe kan ek seker maak, my gesindheid is reg? Hoe kan ek seker maak, vriendelikheid is daar, terwyl ek nie altyd vriendelik en goed voel nie? Hoe doen ek dit? My fokus moet reg wees. Kolossense 3 vers 23. En wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Doen dit vir die Here. Dis hoe 'n mens jou gesindheid reg kry. En die vers sê dit mooi, hy sê wat ook al julle doen. Nie net daar by die kerk of by die huis of met dit of met dat nie. Hy sê wat ook al julle doen, doen dit van harte soos vir die Here. As my fokus die Here is, dan kan ek dit reg kry. Dan kan ek iets doen sonder murmurering of teespraak. Maak nie saak wat dit is nie. Meld, ons gaan nou nie weer pik op die mense wat teeskink nie. Maar maak nie saak wat ons doen nie. As ons dit reg doen met die regte gesindheid, dan skyn my lig na buite. Die gesindheid van die Here Jesus Christus. Dis 'n voorbeeld om na te streef. Dan die laaste wat hy vir ons hier kom noem, praktiese raad, hoe om jou lig te laat skyn, is ligdraers se ligte skyn deur die woord. En ek weet nie of jy agtergekom het nie, maar die laaste tyd, die preke, die bidure, alles, dis asof die Here net die fokus weer kom plaas op die woord. En dis nie so beplan nie, dis nie iets wat ek probeer forceer nie, dis net die Here kom plaas elke keer die fokus terug op die woord. En so vanaand, Filippense 2 vers 16, deurdat julle die woord van die lewe vashou, my tot 'n roem teen die dag van Christus, dat ek nie verniet geloop of verniet gearbei het nie. Nou die woord van God, die wonderlike, genoegsame, God geïnspireerde woord van God is 'n lig op sy eie. Psalm 119 vers 105, u woord is 'n lig vir my pad, 'n lamp vir my voet. 2 Petrus 1 vers 19, ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee soos 'n lamp wat in 'n donker plek skyn. Die woord van die Here skyn in 'n donker wêreld, en ons het vanoggend weer gesien met koning Josia die verskil wat die woord kan maak, want die woord wys die regte weg.
Die woord wys die evangelie, die woord wys die liefde van God, dit wys wat Jesus aan die kruis gedoen het, dit wys dat daar redding is vir 'n verlore sondaar, en nou skryf Paulus hierdie woord, ons is ligdraers van hierdie woord. Nou, ons almal weet, die Bybel is nou vertaal vanuit die Grieks, en terwyl ons baie lief is vir Afrikaans, en terwyl die 33-53 vertaling een van die beste vertalings is, die naaste aan die oorspronklike, ons het dit ook nou met 'n bid hier 'n rukkie terug hanteer, die grondtekste en vertalingmetodes en al die goed. Maar terwyl ons daarvan hou, dra dit nie altyd die hele waarheid nie, want Grieks is 'n baie ryk taal, en in die Grieks staan daar, die woord van God moet nie vasgehou word nie, maar uitgehou word. Dis hoe die Grieks dit stel, hou dit uit. Die King James Version sê, holding forth. So hou die woord van die Here uit. Nou, een van die ou bekende teoloë het geskryf, dit is soos as twee persone in die donker loop. Een persoon het 'n lig, maar die ander persoon wandel in die duisternis. Hy weet nie waarheen hy gaan nie, hy weet nie wat om te doen nie, hy is in die duisternis. En nou kom ek met my lig, en ek hou vir die persoon die lig uit, sodat hy kan sien waar hy moet gaan. En dit is wat dit is om die woord van die Here, ons woord vashou, die Griekse woord uit te hou. Die woord van God word gebruik om vir mense te wys waarheen hulle moet gaan. Na wie toe hulle moet gaan? Jesus Christus. En hoe daar geleef moet word vir die Here Jesus Christus. Die woord moet verkondig word, die evangelie moet verkondig word, die woord van God moet uitgehou word. As kinders van die Here het ons 'n baie belangrike taak om die evangelie te verkondig, wat natuurlik die kern van die woord is, want gaan kyk waar eindig hy. Almal moet kom. Maar nou skryf Paulus in 1 Korintiërs 1 vers 17 en 18, want Christus het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig. Nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie verydel mag word nie, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Ons het hierdie krag ervaar. Toe ons gered word, toe besef ons hoe voel dit om as 'n verlore sondaar by die kruis te kniel en die Here red ons siele uit genade uit. Ons ervaar daai genade, ons ervaar daai liefde. Hoe kan ons nie anders as om die evangelie uit te dra? Want as ons hier uitstap en ons beweeg in die winkel en ons beweeg in Spar en ons beweeg in die strate in, dan is ons tussen mense wat op pad is hel toe. Ons is tussen mense wat God nie ken nie, en hulle besef dit baie keer nie eers nie. Ons het al gepraat oor die gekerkte mense, hulle sit in kerkbanke, maar hulle ken die Here Jesus nie. Ons beweeg tussen mense wat se lewens uitroep na hulp in 'n donker wêreld. Ons moet die lig vir hulle uithou. En 'n groot gevaar in ons dag is, mense sê baie keer, my lewe is 'n voorbeeld, en dis belangrik, ons het daaroor gepraat, goeie werke skyn 'n lig, maar wat help dit, ek het hierdie wonderlike lewe, en my werke skyn 'n lig, maar ek bly stil. Hoekom lyk jou lewe anders? Ag nee, dis maar net 'n manier van leef, nee. Romeine 10 vers 14, hoe kan hulle hom dan aanroep en wie hulle nie geglo het nie? Hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? Hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? Die woord van God moet uitgaan, die woord van God moet uitgehou word vir 'n donker wêreld. 2 Timoteus 2 vers 4, verkondig die woord. Hou aan tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan, in alle lankmoedigheid en lering. So ek wil weer sê, dis nie net predikante en kerkraad se verantwoordelikheid nie, maar dis ons elkeen se. As Christus waarlik my lewe is, die middelpunt van my lewe, dan sal die evangelie vir my belangrik wees. Ek sal nie anders kan nie. Daarom moet ons ligdraers wees, deur die woord van die Here uit te hou vir 'n wêreld in duisternis, sodat hulle na die Here Jesus toe kan kom. Dit is dan Paulus se praktiese raad van hoe om ligdraers vir die Here Jesus te wees.
Hy het vir ons gewys eerstens deur ons werke, deur ons wandel, maar dit gebeur deur Christus as ons oorgegee is. Hy het vir ons gewys deur ons gesindhede, doen alles sonder murmurering en teespraak, soos wat die Here Jesus doen. Wat ek ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here. Gaan nie net oor wat ek doen nie, maar die gesindheid waarmee ek dit doen. En laastens, deur die woord van die Here uit te hou vir 'n wêreld in nood. Die woord is die lig vir 'n mens se pad en die lamp vir jou voet. So vanmiddag is daar twee tipes kinders van die Here. En ek sê spesifiek kinders van die Here, want die wat die Here nog nie het hom dringend nodig. Maar daar's twee tipe kinders van die Here. Daar is mense wat wil amper sê, nou dink ek aan die woord wat Dr. Harry Reeder gebruik het, embers. Dis soos 'n fakkel wat amper dood is. Hy's maar flikkerig. Mense is gered, waarlik gered, maar hulle leef vir hulle self. Hulle is nie ligdraers na buite nie, en dis tragies om so te wees. Maar dan is daar kinders van die Here wat saam met Paulus uitroep, vir my is die lewe Christus. En Jesus se kruiswerk motiveer hulle, dryf hulle om hulle lig te laat skyn in 'n verdraaide geslag, 'n korrom en verdraaide geslag, om ligdraers vir die Here Jesus te wees wat se fakkels helder brand, vir almal om te sien. Dink vir aan Matteus 5, 'n lig wat jy nie onder 'n maatemmer kan sit nie. Nou moet ons die vraag vra, watter tipe kind van die Here is ek? Is my fakkel besig om dood te gaan? Is daar maar klein flikkerings wat oor is? Of brand my fakkel duidelik vir die Here? Is ek 'n ligdraer van die Here Jesus Christus? Net hy kan my daar bring. Net hy kan my 'n ligdraer maak. Die lewe wat Christus is, oë gefestig op hom. Hy is die motivering, hy is die hulp, hy is die instaatstelling. Wat ons doen, doen ons vir hom en ons verkondig hom. Mag ons dan bevind word as ligdraers vir die Here Jesus Christus in 'n krom en verdraaide geslag. Amen. Kom ons gee 2 minute, ek gaan net 2 minute gee van stil gebed en dan sal ek net vir ons ook afsluit met 'n gebed. Hemelse Vader, ons kom dankie weer eens, as ons na hierdie gedeelte kyk, Here, dan kan ons nie miskyk die groot werk wat U vir ons gedoen het nie. Here, U het aan die kruis vir ons gesterf, sodat ons kan lewe in U, en lewe vir U. Maar bid ons vanaand, Here, dit maak weer eens, soos ons vanoggend gesê het, nie saak hoe my lewe op hierdie oomblik lyk nie, Here, maar wat van 10 minute van nou af, wat van vanaand, wat van môre, die week wat voor lê, Here, help ons om ligdraers vir U te wees, Here, waar ons beweeg. Of dit is by die huis, by die werk, by die kerk, in alle opsigte, Here, bid ons, help ons om ligdraers vir U te wees. En ons dank U ook, Here, dat ons dan U seën, U nabyheid, U liefde ervaar, soos net U dit vir ons kan gee. Ons sê vir U dankie vir hierdie dinge, ons dra weer eens die week aan U op, en dan in besonder volgende week se Pinksterreeks wat begin, Here, dat U daarin kragtig sal wees, en dat U sal werk. Ons dankie dat ons dit alles kan bid, in die naam van die Here Jesus Christus. Amen. Die genade van die Here Jesus Christus, ons Verlosser, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met U elkeen. Amen.